Goeiemiddag aan almal. Ek het 'n pragtige video gekry van 'n dame van Facebook af, waar sy haar droom deel. En hierdie is 'n baie belangrike droom. So kom ons luister 'n bietjie wat sy sê, dan verduidelik ek wat sy sien. Hoor almal, julle ken my nie almal so goed nie. Daar so hier en daar iemand wat my persoonlik ken. Maar die rede vir vandag wat ek hierdie video maak is omdat die Here my opdrag gegee het om 'n boodskap aan almal van julle oor te dra. Ek het 'n gisterande droom gehad waar die Here vir my gewys het daar's 7 plaae op pad. Baie mense gaan sterf en dat ek vir almal moet sê, julle moet julle lewens regmaak. Die Here se koms is nader as wat ons almal dit verwag. So die Here het gesê, ek moet vir julle sê, maak julle lewens reg. God is naby. Nou ja, sy praat van 7 plaae. Nou van watter 7 plaae praat sy? Sy praat van die 7 plaae in Openbaring. En ek is so bly as mense begin droom oor Openbaring, en daar is baie van ons, almal praat maar net nie daaroor nie, want 'n groot klomp mense dink hulle is nie in Openbaring nie. En Deborah het al vir jou gesê, jy's in Openbaring 6, 12, 13, definitief is ons nou op pad na 15 en 16 en 17 toe. So luister, waar kom hierdie 7 plaae vandaan? Openbaring 15 vers 6, en die 7 engele met die 7 plaae het uit die hemele uit die tempel uitgekom, bekleed met rein blink linne en om die bors omgord met goue gordels. Een van die 4 lewende wesens het aan die 7 engele 7 goue skale gegee, vol van die grimmigheid van God wat leef tot in alle ewigheid. So dis die 7 engele met die 7 plaae. En wat lees ons in Openbaring 18? En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit haar uit my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plaae ontvang nie. Want haar sondes reik tot aan die hemel en God het haar ongeregtighede onthou. So, luister mooi, jy moet sorg dat jy uit die stelsel uitkom, want die plaae kom nou vir die stelsel. Daar kom verskriklike plaae vir die stelsel as geheel, maar veral vir Babylon. En onthou, ek het vir julle gesê, die groot stad het alles te doen met die Joodse staat, en ons gaan ook sien met die Katolieke kerk, maar ek wil dit vir julle voorlees, dat julle weet waar kom dit vandaan. Wat sê die skrif oor hoe lyk hierdie plaae? Nou ja, as ons hierby lees, by Openbaring 16, dan praat hy oor die 7 engele wat nou hulle plaae uitgooi. Die eerste skaal het gegaan en kwaai en bose swere het aan mense gekom wat die merk van die dier gehaat het en sy beeld aanbid het. En die tweede een, die see het bloed geword soos van 'n dooie, en al die lewende wesens in die see het gesterwe. En die derde ene het sy skaal uitgegooi op die rivier en op die waterfontein, en dit het bloed geword. En nommer 5, vers 5, skies tog wat ons net sien, hier sê hy, ja, u het vir hulle bloed gegee om te drink, want hulle die bloed van die heiliges en die profete vergiet. Nou reg, die 4de engel het sy skaal op die son uitgegooi, en daaraan is dit gegee om die mense met vuur te verskroei. Ons gaan 'n baie aktiewe son sien. En die mense is geskroei met groot hitte, en hulle die naam van God gelaster. Die 5de engel het sy skaal uitgegooi op die troon van die dier, en sy koninkryk is verduister, en hulle tonge gekou van die pyn. Weet jy wat het dit mee te doen? Waar is die troon van hierdie dier? Hy praat van die Katolieke kerk. Die Katolieke kerk se troon is in die Vatikaan, en ek het al voorheen 'n video hieroor gemaak. Al daai vulkane in Italië is besig om aktief te raak, en hulle gaan uitbars met daai pyroclastic flow, daai verskriklike warm wolke en lawe wat afkom, en dan gaan dit lyk soos Herculeum in Pompeii. Alles sal begrawe wees onder as en vulkaniese lava, en baie mense gaan sterf in die proses. Luister mooi,
en hulle het die God van die hemel gelaster oor hulle pyne en oor hulle swere, en het hulle nie bekeer van hulle werke nie. Die 6de engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier, die Eufraat, en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings wat van die ooste afkom, reggemaak kan word. Wat kom hierdie konings van die ooste af doen? Wat doen hulle daar? Weet jy wat gaan hulle daar doen? Dit is hierdie groot derde wêreldoorlog. En dit het te doen met die 10 nasies wat sal saamkom om die Joodse staat totaal te verwoes. Dit is wat ons hierso sien. En dan gaan ons verder. Kom ons kyk of daar nog eene is. En die 7de engel het sy skaal uitgegooi in die lug, en 'n groot stem het uit die tempel van die hemel gekom, van die troon af, wat gesê het, dit is verby. En daar het stemme gekom, en donderslae en bliksemstrale, en daar het 'n groot aardbewing gekom, soos daar nog nie gewees het vandat die mense op die aarde was nie, so 'n geweldige aardbewing. En die groot stad is die aarde, is in 3 dele verdeel, en die stede van die nasies het geval, en die groot Babylon is in gedagtenis gebring voor God, om haar te gee, die beker met die wyn van die grimmigheid van sy troon. En alle eilande het gevlug, en berge is daar nie ingevind nie. En dan praat hy van 'n groot haal, en sien hy praat ook van hierdie groot haal, omtrent 'n talent swaar het uit die hemel op die mense geval, en die mense het God gelaster oor die plaag van die haal. Nou, hierdie laaste dele het alles te doen met die verwoesting van die aarde. Hierdie Openbaring 16 sluit aan by Openbaring 6, waar hy hier op die einde vir jou sê, hy sê, en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos 'n vyeboom wat deur 'n groot wind geskit word, sy navye laat afval. Wat is dit? Dit het te doen met die meteoriete wat deurkom, en die hemel het weggewyk soos 'n boek wat toegerol word, en al die berge en die eilande is uit hulle plekke versit. Dit is waarvan hy praat. Ons is baie sterk op pad na hierdie punt toe. En ek glo ons sal dit sien hier in 2026. Dis my persoonlike opinie, ek mag verkeerd wees, maar ek dink die einde van tye sal ons sien na 21 Maart 2026. Gaan ons hierdie goed in vervulling gaan. Hulle het 'n jaar oor om te kyk wat hulle kan implementeer. Dan begin God hulle lewens vir hulle baie moeilik maak, en baie mense gaan sterf. Daar gaan nie 'n wegraping wees nie, volk. Sy het dit dan nou net vir jou gesê, baie mense gaan sterf, baie gelowiges, baie gereddes, maar net so baie goddeloses. So gaan maak jou lewe reg. Jy kan hierdie ding oorleef. Daar's baie mense wat dit gaan oorleef, hulle is op die regte tyd, op die regte plek, hulle het hulle ore oopgemaak, maar baie mense gaan nie, want hulle het nie geluister nie.